Saterdag die 21ste Maart 2026, weer eens 'n voorreg om te gesels met Friedel von Miltitz, visiepresident van Vrystaat Landbou. Hartlik goeiemôre Friedel. Hallo Sakkie. Friedel, dit lyk vir my daar by julle is die weer redelik mooi reën gehad. Ja, ons het gisterand weer 'n lekker bytjie reën gehad en hulle voorspel vir ons nog reën deur die naweek. So ja, dis mooi hier by ons kan nie kla nie. Boere is tevrede. Goed, kom ons handel net gou 'n paar belangrike sake. Ons spreek dit aan, Friedel. Ons weet nou van die hofsaak met die minister en ons sal sien hoe dit ontwikkel in die tyd wat voorlê. Die oorlog in die Midde-Ooste het klaarblyklik 'n ongelooflike groot invloed in Suid-Afrika wat betref die voorsiening van brandstof. En daar's wye spekulasie oor wat aangaan eintlik in die verskafferslyn hier in Suid-Afrika. Wat weet Vrystaat Landbou wat die brandstofprobleem betref? Sakkie, al van laasweek af het ons by baie van ons boere gehoor en ek self dat daar probleme is om diesel in die hande te kry. En as jy dit kan kry, laasweek was die prys al eers R3 'n liter duurder. Nou is dit party plekke R6 tot R7 'n liter duurder, maar dit is net as jy in die hande kan kry. Nou, voorsien julle uiteraard die landboubedryf, die boere het diesel nodig, brandstof om te funksioneer. Wat voorsien julle? Wat gaan in die afsienbare tyd afspeel, Friedel? Sakkie, ja, ons het nodig. Ek self wil kuilvoer sny hierdie week. So die ouens wat kuilvoer sny het baie diesel nodig. Daar is manne wat gaan begin sonneblom stroop of reet stroop, hulle het diesel nodig. So ja, en ons gaan nou in strooptyd in vir sojas en so landbou gaan baie diesel nodig hê. Die verskaffers, of kom ons sê die groot verskaffers, sê die hele tyd vir al die boereorganisasies, daar's nie 'n probleem met voorraad en verspreiding en verskaffing nie, maar ons sien op die grond dat die ouens net nie diesel het nie. So dis moontlik dat baie van die groot verskaffers die diesel bietjie terughou om net nou meer geld te maak, maar ons is maar baie bang dat daar net nie genoeg olie inkom dat ons diesel kan vervaardig nie. Ja, heeltemal korrek. Daar's baie uitsprake op die media van ouens wat terughou juis daar vir die voordeel van die prysverhoging, maar inderdaad is daar 'n oorlog en inderdaad weet ons wêreldwyd dat olie 'n probleem is. Ons hoop dat die boere hierheen kan deurtrek. Friedel, verlede week by die boere in Indaba het Koos Odendaal van Roewel het hy 'n opmerking gemaak ten opsigte van vakbonde binne die boerebedryf. Wat is Vrystaat Landbou se opinie daaroor? Ja, Sakkie, dit is 'n gesprek wat daar ontstaan het. Dit is al 'n idee vir 'n ruk. En ek dink dit is 'n baie goeie idee om te begin navors en te begin bespreek onder die boere, want my opinie is boere het definitief 'n organisasie nodig waar daar net boere betrokke is en daar in boere se beste belang opgetree kan word. En dit kan dan weer inskakel in die hele landbou waardeketting, maar daar moet 'n plek wees waar boere se belange eerste gestel word en alleen bespreek word. Dan op die back and closure, Friedel, ook bygewoon die afgelope week die parlementêre oorsigkomitee hier in Parys, en wat baie duidelik gebleik het, is dat die kommersiële boere het redelik hulle hand op die eyster van back and closure, maar die kommunale en kleinboere, hulle is die ouens wat regtig nou die spit afbyt volgens hulle eie getuienis. Vrystaat Landbou is nie regtig betrokke by die kommunale en kleinboere nie. Ja, ons het nie baie lede wat kommunale of meer kleinboere, maar nie kommunale boere nie. Maar in so 'n geval met hierdie siekte affekteer dit almal wat beeste het en varke het en dalk skape en bokke ook later. So ja, dit is vir ons 'n groot bekommernis. Hulle is eintlik totaal uitgelewer aan die staat om vir hulle dienste te lewer. En dit raak 'n probleem want die staat het net nie die kapasiteit om by almal vinnig genoeg uit te kom en hulle te help nie. So daar's baie werk wat gedoen moet word. Ek weet in baie dorpe en so help die kommersiële boere. Hulle help die staatsveeartse met verskuifbare krale en so aan
om die goed bymekaar te kry, want daar is nie eers fasiliteite om hulle diere ordentlik te kan spuit en ent nie. So dit is 'n reuse probleem en ja, die staat gaan dit self moet oplos. Ons die kommersiële boere probeer nog net hulle eie goed beskerm. Nou ja, Friedel, ek dink dit vat saam vir vanoggend 'n waardering vir Vrystaat Landbou se positiewe gesindheid ten opsigte van die boere spesifiek in die Vrystaat ons waardeer. Dankie Friedel. Dankie Sakkie.